Hallo en welkom by vandag se podcast. Soos julle kan sien, hopelik gesels ons weer met Frans Hanke. En ons gaan aan met, ons het in ons verlede, ons vorige podcast gesels oor hoe die Here hoe die Here die mens roep en dan transform vir 'n spesifieke doel. Maar hoe die Here ordinary mense roep. So daar's niks special van die buitekant af wat ons kan sien. Obviously die Here moet iets special sien. Maar hoe die Here dan Pa se lewe verander het en geroep het en op 'n punt gebring het om te doen dit wat hy wou gehad het, moes met Pa se lewe gebeur. So vandag gaan ons kyk wat was die effek van daai transformation en hoe Kimberly dan 'n rol gespeel het in daai transformation. Ek wil net ook sê voor ons verder gaan hoe belangrik dit is om te weet dat hierdie geselskap wat ons het nie by die eerste video gestop nie. Wat vir ons sê dat die rede vir ons transformation is nie die end goal nie. Nee. Die doel is nie om 'n Christen te word en hemel toe te gaan nie. Die storie gaan aan. En dis hoekom ons 'n tweede video het. En ek dink dit is belangrik as jy dalk kyk om te weet jou storie gaan ook aan. Jy het ook 'n tweede metaphorically 'n tweede video. Jy's dalk nog nie daarby uit nie, maar om te weet daar's iets meer as net die transformation. Verseker, ek dink wat jy nou sê is uiters belangrik, crucial. En ek dink ongelukkig is dit so dat baie gelowiges stop by daai liedjie I'm on my way to heaven. En dan is dit nou dit, dan het ons hom nou gesing en dis definitief nie die bedoeling nie. Die Here roep ons en hy transformeer ons en hy verander ons deur sy gees met 'n baie spesifieke doel. Almal van ons, almal. Al doen jy ook wat met jou lewe, jy is geroep en gestuur. So ons het klaar gemaak met die Here wat deur Pa se barriers gebreek het om so in die eerste plek was daar die soeke is vervul, maar die verhouding was, ek wil sê, oppervlakkig. En toe die Here gekom en deur daai barriers gebreek en 'n diepte van verhouding geskep. So wat was die effek van dit of wat het na dit gebeur? Om die konteks net ek dink is belangrik vir die konteks. Ons het in Hartenbos toe nou gebly, daar waar ek laas met die storie opgehou het. En op die ou end is 'n krygkort toe in Bredasdorp. Waarnyskraans waar ek betrokke was by die bou van 'n missieltoetsbaan. Nie met die fisiese bou daarvan nie, maar in my veld van finansies en bestuursinligting. En ons het in 1980 is ons tweede kind gebore, dogter Johannie. En ek weet Johannie sal nie omgee dat ek dit vertel nie, maar Johannie is steeds gestremd. Was 'n onsaglike skok natuurlik vir ouers as dit gebeur. Glad nie te wagte gewees nie. Ek het op daai stadium gedink ek gaan in my lewe regtig na haar geboorte gedink ek gaan nooit weer kan lag nie. Gaan nooit meer kan vrolik wees nie. Maar dit was nou voordat ek hierdie campus joyful naweek gaan, dis reg aan die begin. Dis nou voor dit. Maar in elk geval so Johannie is toe nou gebore en het is dierbaar en alles. En toe moet Johannie skool toe gaan. En ons is in Bredasdorp, waar ek by Krygkor werk. En toe gaan ons met Johannie Stellenbosch toe, daar by die universiteit, en hulle toets haar, en ons vra, waar is die beste plek vir Johannie om skool te gaan? Want Johannie is nie verstandig gestremd nie, sy het fisiese gestremdhede. Hulle sê vir ons, die beste plek in die land is in Kimberley, Elizabeth Conradie skool, hy het nie sy gelyke op daai stadium gehad nie, ek weet nie vandag meer nie, hy het nie sy gelyke gehad nie, die beste plek vir Johannie as 'n fisies gestremde, maar met 'n gesonde verstand, Elizabeth Conradie. Nou begin soek ek werk hierso. En so dit was nie hoe Kimberley dan in die prentjie gekom het, was nie noodwendig uit keuse uit nie, maar uit necessity. Dis my laaste keuse. Ek het geen behoefte gehad om hier te bly. Ek was in 'n ontsettende lekker pos, uitdagende pos,
om te werk in 'n omgewing waar missiele gelanseer gaan word, satelliete gelanseer gaan word, waar wapentuig ontwikkel word wat ons gedink het met 'n middelafstand missiel wat ons in Suid-Afrika gaan beskerm. It's a man's world, kan nooit beter nie. So ek het geen behoefte gehad om Kimberley toe te kom. En ek is by die see en ons is naby ons ouers en ons naby my ouers, so dis en ons is eintlik perfek. Perfek, ons het 'n strandhuis op Hartenbos, ons self toe daai tyd al. So ons gaan naweke soontoe party naweke en maar in elk geval sorry, ek wil gou want ek dink dis ook en ek dink dis 'n moeilike ding om te moeilike ding om te sê, maar ook 'n moeilike ding om te hoor. En ons gaan later hoor hoekom dit so is, maar dis belangrik om dan uit dit uit te vat om te sê net omdat alles perfek is of goed lyk en alles uitwerk, beteken nie noodwendig dis die Here nie. Want ek dink baie van ons associate die Here met alles wat uitwerk. So as 'n mens op so 'n manier daarna kon kyk, kon mens gesê het wel die Here wil ons hier hê want ons is nou alles is perfek, alles is ideal. So dit moet van die Here af. Dit moet die Here wees wat dit so laat werk. Maar jy werk soms 'n bietjie anders. Ek dink nie werk noodwendig altyd so nie. Nee. So ons wou nie gekom het natuurlik nie en soveel so dat my skoonpa het gesê hulle sal hier kom bly want hy is toe afgetree as 'n onderwyser. En dan kan Johan nie by hulle bly in skool gaan. En ek kan aangaan daar aan die ander kant met my werk. Maar het 'n onderwyspos gehad voltyds. Sodat dit goed gegaan met ons. En ons het net besef maar dit is nie wat ons wil hê nie. Ons wil wees waar ons kind moet wees. So sonder om nou die detail in te gaan, toe het ons hiernatoe getrek en ek het aanvanklik by 'n brouerygroep pos gekry as finansiële bestuurder van die groep en toe het Eskom vir my gevra om aansoek te doen vir die pos van die finansiële bestuurder hier in die Noord-Kaap vir Eskom, dit toe gedoen en toe is ons nou, kan ek maar amper sê, gevestig en gesettel in Kimberley. En daar rondom dit is daar 'n klomp baie interessante ander verwikkelinge, maar ons het sekerlik nie tyd om dit daaroor te praat nie. Nou hou nou skool hierso by Verwoerd, sy gee musiek. Sy het 'n kollega daar wat saam skool hou en die kollega vertel vir haar een dag dat haar man het nou tot geloof gekom, tot bekering gekom. Hy is ook in die onderwys. En hy skryf hierdie wonderlike Christelike musiek. Hy speel gitaar, hy het 'n mooi stem en dan skryf hy hierdie musiek en die musiek word net so gekomponeer, geskep. Die lirieke en die musiek. En ek wil amper sê uit oordentlikheidshalwe sê maar vir haar, maar julle moet een aand, want ons ken hulle nie. Julle moet een aand vir ons kom kuier en sê Johan, dis Johan Botus, Johan moet sy gitaar saambring en dan kan hy bietjie vir ons van die liedjies speel. En ek het 'n goeie oor vir musiek, so ek kry koue rillings as ek dit hoor, want ek weet ek gaan iets hoor wat ek waarskynlik glad nie van hou nie. En wat miskien nog selfs van die noot af is en dan moet ek sê, dis wonderlik, ag, is pragtig, jy moet aanhou hiermee. Terwyl ek eintlik bedoel jy moet asseblief nie aanhou hiermee nie, maar so weens is dit iets wat mense nie nou uitsien nie en dis hierdie half 'n negatiewe. So ek het nie uitgesien na die kuier nie. Maar toe Johan in Amelia die aand daar opdaag en hy met sy gitaar, eerste keer wat ek ons ontmoet en hy gaan sit en hy begin speel van sy musiek wat hy geskryf het, toe weet ek op daai oomblik hier's iets heel uitsonderliks. Ek het nog nie dit gehoor in Afrikaans nie. Ek praat nie van psalms en gesange en halleluja's en so nie, ek praat van sulke, wil ek amper sê, meer populêre contemporary musiek. En so het ons begin en ons het 'n vriendin, die Johan en Daleen Kriek, wat hier in die dorp gepraktiseer het, is 'n veearts daai tyd, en Daleen het ook saam kom sing, want sy het 'n pragtige stem, en so het ek my gitaar gevat, en ek en Johan met ons gitare, en van sy musiek gespeel, en dan ons gesing. En toe net vir die lekker. Sommer net vir die lekker, rondom ons veelklavier. En toe een aand toe is daar 'n loukum
want Johan was besig om wild te vang in Malawi en daar was 'n loukomveearts, 'n meisie wat 'n toegewyde Christen is en sy luister hoe ons sing en sy sê maar julle het hierdie talent, julle moet by een van die aftreeoorde gaan sing hier voor Kersfees of so, want julle kan net vir die mense tot seën wees, julle kan nie net so hier vir julself sing nie, gaan sing daar. En dit skep toe die idee, die konsep, saadjie is geplant. En op daardie stadium was ons in Kimberley Suid gemeente, wat deesdae Harmonie is, en die een leraar daar, Dominee Abraham Swanepoel, of Dr. Abraham Swanepoel, ons is goeie vriende, en ek vertel vir hom daarvan, en hy is verlig genoeg, wil ek amper sê, hy kom luister ook, een keer, hoe Johan sing, sy musiek klink, en net daar is hy ook, as ek nou die Engelse uitdrukking kan gebruik, sold out. En hy weet, hier is 'n ding. Op 'n stadium sê hy, hierdie groep van julle gaan nog daai tyd types maak. Ek dink as ek dalk 'n paar mense wat nie eens weet wat dit is so 'n klein bandjie hoor. En later het daai klein bandjies het CD's geword, maar in elk geval dis die ma of die pa van CD's. Maar in elk geval so begin Progresto toe. En Progresto is 'n sanggroep. En Abraham Swanepoel het die naam Progresto vir ons gegee. Hy het gedink dis 'n goeie naam. En ons tree een keer op, hulle het gewerk aan die kerkgebou en ons gebruik Elisabeth Conradie se skoolsaal vir ons aanddienste. En dis die eerste keer wat ons so in die openbaar optree. Was nog nie eers by 'n aftreeoord nie. Daai aand. Doodgewone ons 2 kitare onversterk aanplakt. Doodgewone klavier voor in die skoolsaal. Klomp mense, kerksaal is vol mense, Sondag aand se diens, daai tyd nog. En Johans en ma en tannie Deleen sing van, ek sing toe nie meer saam nie, ek speel met gitaar, sing van sy liedjies wat hy geskryf het en ons begelei ook sommer samesang. En na die tyd kom 'n man na my toe en hy, wat ek nie ken nie, ek is so spyt, ek kan nie onthou enigiets van hom nie. Hy kom gee vir my 'n cheque. Hy die cheque sit nou uitskryf in die kerk. Mense weet ook nie meer wat 'n cheque is nie, hoor. Hy het 'n cheque uitgeskryf as 'n papier wat sê hoeveel geld hy vir jou gee. En hy gee vir my die cheque. Ek kyk nog nie eers op die ding nie. Hy het hom so toegevou vir my gegee. Hy sê, ek gee dit vir jou want ek het vanaand na julle geluister en die Here gaan julle gebruik. En julle het instrumente nodig. Toerusting nodig. Julle kan nie soos vanaand optree voor baie mense. En julle gaan voor baie mense optree. Toe ek die cheque oopmaak, toe ek by die huis kom, toe is dit R1000. Wat in 1991 baie geld was. Baie geld was. En dit was eintlik die begin van Progresto. So, ons het opgetree byna in elke gemeente in Kimberley. Mense het regtig gekom van heinde en ver om te kom luister na Johan se pragtige musiek. Ons het toe die eerste typies gemaak. Die typies het later aan CD's geword. Die musiek is gereeld oor Radio Kansel gespeel. Die direkteur van musiek by Radio Kansel destyds het gesê, dit is soos 'n welkome reën in die droogte van Afrikaanse geestelike musiek. So, die Here het Johan 'n onsaglike talent gegee. Hy kon dis die woord. Dis net die woord. Hy kon die woord vat en hy kon die woord net so gebruik en omsit in klank. So, dit was fantasties en so dit gegroei en gegroei. Ons het gemiddeld 1,5 keer per week opgetree, iewers in die land selfs. So ons het gereis, rondgery. Ons kinders het in die kombi groot geword met die sleepwa, met die toerusting. En elke slag was daar ander mense wat saam gegaan het, want ons het ontsaglike ondersteuning in die stad gehad vir die sanggroep. En dit was net sang, dis al wat gebeur het. Net sang, so nou en dan sou ons 'n geleentheid kry dat een iets van 'n getuienis kan lewer, maar dit was nie prominent nie, dit was maar sommer net so, dit het 'n bietjie sterker begin word later. En ja, so is dit nou die sanggroep. En miskien moet ek nou net kom by die kruks van die ding. Op daai stadium het ons in Eskom 'n visie gehad. 'n Uitsonderlike visie wat hulle genoem het Electricity for All. Elektrisiteit vir almal. Want in 1992 wat dit toe was daar baie huishoudings, veral swart huishoudings wat glad nie krag gehad het. Geen toegang tot krag gehad het ook nie. En Eskom het dit natuurlik raak gesien en besluit ons gaan iets daaraan doen.
So hierdie Electricity for All visie het ook 'n doelwit gehad, en die doelwit was dat ons oor 'n tydperk van 5 jaar vir 3 miljoen huishoudings gaan krag gee. Elektrisiteit gee. Nou kan jy dink, in 'n tipiese huishoudings, wat ons nou hiervan praat, normaalweg armerige mense, baie keer groot gesinne, as jy praat van 3 miljoen huishoudings, dan praat jy waarskynlik van 15-20 miljoen mense, wat daardeur geraak word. En ek is die finansiële bestuurder, so ek is baie betrokke by die berekening vir die projekte en so aan, en dis omtrent al waarmee ons vreeslik doenig is hierdie nuwe dryf en hierdie droom van elektrisiteit vir almal. En ek is bedrywig daai tyd, ons tree 1,5 keer per week op met Progris toe, en ek is omtrent weekliks in Johannesburg, vlieg ek vir 'n vergadering met hierdie elektrisiteit vir almal. En die een oggend, 22 Mei 1992, het ek 'n maagaandoening, en ek kan nie die oggend gaan werk nie, of ek wil nie waag om te gaan werk nie. En ek lê in die bed, en ma is by die skool, ekskuus, dit is baie onprofessioneel as ek praat van ma, maar dis my skoonseun. So, sy is by die werk, by die skool, kinders is almal in die skool, ek is alleen by die huis, in die bed. En ek lê en dink aan die visie, elektrisiteit vir almal. En ek dink, hoe uitsonderlik is dit? Hierdie ding het iewers begin. Dit moes by iemand begin het. Dit het nie kollektief begin nie. Dit het by iemand begin. Een persoon het hierdie ding begin kry in sy kop van ons moet elektrisiteit gee vir mense wat nie het nie. Donker huise moet lig kry. En ons wil dit doen vir 3 miljoen huishoudings. En hy steek daai hele organisasie aan die brand van Eskom daai tyd. Ons was toe 42.000 mense wat gewerk het in Eskom landwyd, en die grootste utiliteit in Afrika, en skielik kry hy reg hierdie persoon waar dit begin het, en dis soos 'n veldbrand wat brand, en skielik is 'n hele organisasie van 42.000 mense, kan ek maar sê, wêreldgesproke begeesterd, aan die brand, aan die gang, hierdie ding is ons dryf, en dis wat ons gaan doen. Dit hou ons aan die gang. En dis wat ek nou lê en dink, hoe amazing is dit nie? Hierdie ding het by een man begin, of by een mens begin, dalk 'n vrou, weet nie. In die volgende oomblik, en dis nou hier waar dit vir my verskriklik moeilik is om dit te vertel, want ek het nie regtig woorde om dit te beskryf nie, ek kan nie dit beskryf nie, maar ek probeer nou maar. Die volgende oomblik het ek die belewenis, en ek sê dit nie maklik nie, want ek is nie iemand wat sommer net sê die Here het vir my gesê, en ek is baie bang daarvoor, of ek voel te verantwoordelik om dit te sê. Maar ek kry die belewenis dat die Here praat met my helder en duidelik in my kop, dat ek dit nie kan ignoreer nie. As ek dit nou kan probeer verwoord, dit wat in my kop aangaan, is dit asof die Here vir my sê, hier lê jy, en jy is verskriklik opgewonde oor die moontlikheid om lig te bring in 3 miljoen donker huishoudings. In die wêreld is daar biljoene huishoudings wat donker is, geestelik donker is, sonder die lig vir die wêreld. Dit maak jou nie opgewonde nie. Dis nie jou visie nie. Jy steur jou nie daaraan nie, jy dink nooit daaraan nie, maar hierdie aardse een, dit maak jou skielik opgewonde. En dis asof die Here vir my in my kop vir my sê, wat is dit met my kerk dat hulle so sonder visie lewe, en sonder die visie wat ek vir hulle gegee het om uit te leef? En so gaan die gesprek in my kop aan met die Here. Hoe lank het geduur het, weet ek nie. Dit kan 10 minute wees, 'n kwartier, ek weet nie. Ek lê daar en ek sê, Here, maar wat kan ek nou daaraan doen? Ek kan regtig niks hier aan doen nie. Ek kan self weer positief daaroor wees, maar dis dit. En dis asof die Here vir my sê, maar ek het nou vir julle die platform gegee waarvandaan julle kan begin, en dit is Progris toe. Julle het toegang na gemeentes reg deur die land. Julle het toegang tot die radio wat ons baie gehad het daai tyd. Jy het die geleentheid om hierdie visie met mense te begin deel, sodat daar kan 'n visie kom in die kerk om die wêreld te bereik met die lig vir die wêreld. En ek het nogal half so 'n ervaring gehad as ek so my bed lê,
wat ek toe later probeer het maar beskryf, is asof die kamer se mure net so, dit raak net so groter, plafon net weg, net groter en groter. Asof ek iets van die wêreld sien, soos die donker huishoudings. Sien ek 'n donker wêreld. En daar is 'n oplossing. Daar is krag. Daar is goddelike elektrisiteit beskikbaar, die lig van die wêreld. In elk geval, ek het mense begin bel van my vriende en mense wat betrokke was in ons Bybelstudie daai tyd en wat deel was van Progresto. Want die groep is toen al groter as net die sanggroep, ondersteuners, mense wat altyd saam gaan en help. En ek vertel hulle, maar niemand is eintlik opgewonde nie. Ek laat kom selfs 'n vriend van my wat 'n chirurg was en ek vertel vir hom met groot oorgawe, want ek weet hy is die dag nie, het nie operasies nie. Vertel vir hom daarvan. Hy het gesê, dis interessant. Baie interessant. So dit was omtrent die ervaring wat ek gehad het, die reaksie wat ek gekry het. Dit is baie interessant. Of 'n anticlimax. Totaal. En ek het, omdat ek is soos wat ek is, begin dink, ek het gehallusineer. Dis sommer net 'n klomp goed wat in my kop gebeur het. Dis geïsoleer. Dis net ek wat nou hierdie ding in my eie kop gehad het. En ons daai tyd 'n groot Bybelstudiegroep woensdae gehad, soms tot 60 mense. In ons huis, daar waar julle nou bly. En die spesifieke aand was daar 'n man en sy vrou wat nooit ons Bybelstudies bygewoon het nie, maar daai aand is hulle daar. Ons ken hulle baie goed, vriende van ons. En ek wil net by sê, ek het die gedagte van sending het ek gehaat. Ek het nie ander woord daarvoor nie. Ek het dit verpes. Jy moenie met my oor sending praat. Want ek het sal dadelik vir jou gesê, wie wat dit is. Dis 'n politieke verskoning. Dit het niks te doen met godsdienst nie. Dis politiek. Dis liberale politiek. Dis waarvan ons nou hier praat. En wat se sin? In die sin dat ek, omdat my siening van dit was dus, sending het iets te doen met wit mense vir swart mense. En dit beteken, jy moet nou op 'n manier, en onthou ek is baie konservatief, jy moet nou op 'n manier, moet jy jouself verwerdig, en gaan daar waar mense is wat nie jou kultuur is nie, nie jou mense is nie. Wat op aarde gaan soek jy daar? Wat gaan soek jy aan die ander kant van die see, as jy hier kan wees? In Stellenbosch was daar, my studente daar, was daar die grootste sendingkonferensies elke jaar. Die sendingweek Stellenbosch. Ek het dit verpes as dit sendingweek is. Ek wou nie naby die plek kom waar die uitstallings was nie. So, dis met daai selfe man wat die Here op 22 Mei daai gesprek gehad. So daar verander ek net so. In 'n sekonde. En ek vertel die aand by die Bybelstudie my storie, want ek ben almal sê dit was interessant. Dis maar weer so. Ja, is interessant. Dis interessant, ja. En toe ons tee drink, toe kom die man na my toe en ek weet hy het 'n baie toegewyde man as dit kom by sending, dis sy hart. En ek het hom vooraf eintlik geverpes daaroor, maar ek het baie van hom gehou as 'n persoon. Baie oulik, wonderlike toegewyde Christen. En hy kom staan by my en hy sê vir my, ek is so bly om te sien, jy het die boek van Oswald Smith gelees. Ek sê, ek het nie 'n boek gelees nie. Dis nou so 'n week na hierdie ervaring. Ek sê, ek het nie 'n boek gelees nie. Hy sê, nee man, jy gaan my nie so uitvang nie. Hy sê, alles wat jy omtrent vir ons nou vanaand vertel het, wat met jou gebeur het in jou bed, het Oswald Smith geskryf in sy boek, The Challenge of Missions. Ek sê, ek het nog nooit van Oswald Smith gehoor nie. Hy wou dit eintlik nie glo nie. Die volgende dag, hy boer, toe kom hy dorp toe en hy bring vir my die boekie, The Challenge of Missions. En daai boek, daar is miljoene van hom in die wêreld versprei deur die jare. En dis 'n predikant in Canada wat die boekie geskryf het, The Challenge of Missions. En toe ek The Challenge of Missions lees, en hy staan nou nog op my rak by die huis, hy het binne-in geskryf, iets in die trant van die toekoms van Progresto, het verander daardie oggend. En toe ek die boek lees, toe besef ek hoekom hy dit gesê het. En dit was die begin van Progresto, wat toe Progresto Global Missions word. En dit word 'n groeiende sendingorganisasie en baie sendingleiers het daardie tyd gesê, dit is die vinnigste groeiende sendingorganisasie in Suid-Afrika, wat dit dalk was. Uit Kimberley uit. Uit Kimberley uit, middelpunt van die land, né, geografies.
En so het gegroei en daar het mense bygekom en ons het later 'n sendingskool gehad. Ons het saam Richard van der Berg was op 'n stadium deel van ons span. Ons het 'n getuienisfliek gemaak van omtrent 'n halfuur wat hy geregisseer het en Koos Roots, seker die bekendste kameraman in Suid-Afrika en uitstekende regisseur. Koos het die kamerawerk gedoen. Ons het 'n ateljee gehad wat ons radioprogramme weekliks opgeneem het en landwyd uitgestuur het. Ons het sendelinge gefinansier, ons het sendelinge opgelei en so het net gegroei en gegroei en gegroei totdat in my eie geval in 1997 het ek net besef ek kan nie so aangaan nie. En toe het ek my werk by Eskom bedank om voltyds aan te gaan as die leier van Progress toe. Ja, so in daai tyd was dit nog steeds werk en albei. Ja. En worstel. Worstel met die Here se wil. My ma het vir my dagboek gehou. En in daai dagboek het sy geskryf toe ek 'n klein seentjie was, seker 3 jaar, 4 jaar oud, 5 jaar, ek weet nie. Klein goed jonger as 5 is, sê 3, 4 jaar oud. Toe bly ons op Koelsberg. En toe is daar ons kon die groot pad Kaap toe. Kon ons sien van ons huis af. Ver van die pad af, maar jy kon die pad sien. Ja. En daar staan 'n student en hy ryloop, hy hike. En hy het sy baadjie aan, sy maatie baadjie. Sulke geel strepe gaan, die ou Stellenbosch baadjies. En hy staan daar. En my ma en my pa sien, hy staan en hy staan en hy staan en dit raak al later in die dag, niemand tel hom op nie. My pa ry later in die middag, laat die middag na hom toe en hy gaan haal hom en hy sê, kom slaap by ons. As jy môreoggend kan jy weer verder probeer. Hy sê aan by ons by die huis, hy eet. My ma vertel, hy tel my op sy skoot. Op 'n stadium, die student. Hy sê vir my nou, sommer net so om te praat, nou, en wat gaan jy nou eendag word? En ek sê vir hom, ek gaan 'n dominee word. Ja. Onthou nou daai tyd ek gesê net op vorige keer ons het die kerk toe gaan. Ja. So ek gaan 'n dominee bekende konsep. Ek weet nie waar kom ek daar nie. Ja. Gaan 'n dominee word. Hy sê vir my dis interessant wat ek leer vir 'n dominee. Toe sy 'n teologiese student. Ja. Toe sê hy eendag as jy 'n dominee is en ek is nog van die bediening, dan moet jy by my gemeente kom preek. Nou dit het natuurlik nooit gebeur nie. Maar so as ek daaraan dink, dan besef ek dat die Here se hand was as 'n klein seentjie al. Ja, op my om op die ou end te doen wat hy my regtig glo ek voor geroep het. En al die ervarings langs die pad van skoolhou en in 'n bestuurspos sit en dit en dat en wat ook al hierdie dinge was elemente van dit wat die Here laat gebeur het met my om my toe te rus, dink ek, vir wat hy my op die ou end voor geroep het. En dan wil ek nou net hiermee afsluit, anders is die konteks nou skeef. En toe op 'n stadium met ons sendingopleiding in Zambië, waar ons toe 'n groot basis het. En op 'n stadium is daar 'n konferensie en daar word 'n foto geneem van studente wat sopas klaar hulle kursus gedoen het daar. En Johannie, ons dogter het dit gedoen ook die kursus in Marida, jou vrou ook. En Johannie is daar saam vir die konferensie in die klomp, hulle seker 40, 50 van hulle staan so, word 'n groep foto geneem van al hierdie jong, die meeste van hulle swart Christene wat nou reg is, hulle gaan iewers in die wêreld nou in om die lig te bring. En ek staan daar en ek kyk na dit, want hulle sê ek moet kom sit daarby, ek sê nee, ek gaan nie sit, ek kyk net hier van hier af. En die word foto's geneem en ek hoor die volgende oomblik iemand sê agter my, jy is seker trots as jy hierna kyk. En ek kyk en ek sien is 'n predikant wat 'n sendeling, voltydse sendeling is te ken. Ek sê vir hom, nee, ek is nie trots nie. Dis nie die emosie wat ek het as ek hierna kyk nie, ek is in verwondering. Toe sê, hoekom is jy so in verwondering? Johannie is ook daar. Toe sê ek, omdat die Here die lewe van 'n gestremde kind gebruik het om dit te laat gebeur. Ja, so. Want as daar nie 'n gestremde Johannie was nie, het ons nooit Kimberley toe gekom nie. Was daar nooit 'n Progress toe wat ons van sou geweet het nie. Sou hierdie belewenis maar miskien, ek moes ons ooit weet, maar dit die punt is maar net menslikerwys. Ja. Was Johannie se geboorte wat vir ons swaar was. En my laat voel dat ek sal nooit weer ooit vreugde kan belewe nie. Was dit wat moes gebeur sodat dit wat uiteindelik gebeur het kon waar word. So as jy hierna kyk
en daar het swaar goed in jou lewe gebeur, wat jy dalk moeilik verwerk en nie verstaan hoekom die Here dit toegelaat het, dalk op die oomblik, dan wil ek vir jou sê, daar's 'n ander storie wat afspeel agter die skerms. En ek het ervaring daarvan dat die Here 'n storie wat oënskynlik sleg lyk, sleg begin het, hartseer begin het, dat hy dit gebruik in sy oorwinningstog om lig te bring in die wêreld. Ja, dit is eintlik amazing hoe ek dink aan die Bybelvers in Romeine 8 wat sê die Here laat alles ten goeie meewerk. Presies dit. Vir die wat hom liefhet, ja. So die praktiese uitvoering. Dis nie net 'n mooi skrif nie, dit gebeur. Dis 'n belofte. Dit gebeur. Ja. En dit raak op die ouend in hierdie geval waarskynlik duisende ander mense se lewens. Ja. Soos ketting, so een na die ander. Ja, wat ek nou gevra het is en ek dink dit is moontlik nie, dalk het dalk idee van die effek wat Pro Christo gehad het. Want ons kan nie sê mense gewys nie, maar lande gewys en geographically. Die minstens seker omtrent, kom ons sê 'n derde van Afrika lande het blootstelling gehad op die ou en deur ons materiaal ook en deur die konferensies en die basis wat op die ou end in Zambië was. België was 'n groot fokus van ons. Nederland in die omgewing daar. Ek het 'n keer op wat besoeke gehad in Skotland, Engeland, waar ons met hierdie materiaal gemeentes kan sê daar's 'n donker wêreld daar buite. Ja. En selfs in die subcontinent, die subcontinent, in Indië, Maleisië, al daai lande daar in die omgewing het 'n toegewyde Indiër predikant met die materiaal begin werk. So dis baie lande, meer as wat ons ooit kan dink. En wat ek maar net weet deur die jare het ek die Here my geseën daarmee dat baie keer het mense na my toe gekom of my kom sê, hoor, jy weet dit nou nie eintlik nie, maar ek was by daai Seën die Nasies konferensie van Pro Christo in Kimberley. En dis waar my lewe verander het. En ek weet hoeveel mense het voltydse sendelinge geword om presies dit te doen wat die visie is. In ons Bybelstudiegroep by ons huis. Ja, dis amazing. En die Here doen dit want dis wat hy wil doen. Dis wat hy wil doen. Ja. Soos ons in die begin gesê het, is ons doel van Christen wees nie om hemel toe te gaan nie. Maar dan as ek dan Eskom se ons sê beleid is om lig te bring vir die miljoene en miljoene. En so is dit ons elkeen se doel op 'n verskillende manier dalk om meer as net die Here te ken. Maar om en meer as net die lig te wees, maar om die lig te bring vir die duisternis dalk buite. So die Electricity for All van Eskom behoort te wees the gospel for all. Ja. Baie dankie. En ek dink so het ons almal ons eie reis en dis belangrik om te weet dat soos ons gesê het, hoe die Here ordinary mense gebruik om die extraordinary te doen vir sy koninkryk. Baie dankie Pa. En soos altyd, klik die subscribe button as jy genotify wil word van ons volgende video, klik die notification bell en jy sal you'll be notified, ek weet hoe om in Afrikaans sê, van al ons video's wat ons post. Tot volgende keer.